En ons is terug met 'n nuwe woord vir die week. En as jy saam met ons hierdie woord vir die week volg en alles sal julle weet, ons was nou vir 'n rukkie wat daar nie een was nie, en nou is ons terug in hierdie nuwe seisoen. Nou een van die kenmerke van die Afrikaner samelewing is dat ons 'n hoë agting het vir die boerdery gemeenskap. En dit is nou geen geheim dat ek in 3 jaar voordat ek hier in Vanderbijlpark aangekom het, in die platteland 'n predikant was nie. En in die platteland, veral in die wêreld waar ek was veeboerdery een van die groot boerderye wat daar was. En hoe dit werk, en as ek verkeerd is, as jy 'n boer is, asseblief help my reg in die comment gedeelte hieronder. Maar as ek dit reg verstaan, is 'n plaas dan nou opverdeel in verskillende kampe. En dan soos wat die diere wy, word hulle van een kamp na 'n ander kamp begelei om seker te maak dat die gras en die grond en al daardie dinge weer kan groei. En dit is nie ongewoon nadat 'n boer gestroop het om skape of beeste in daardie landery te sien wat hy gestroop het nie. Maar een van die belangrike goed is, daar moet iemand wees, selfs mense met honde, om die beeste of die skape in 'n bepaalde kamp in te begelei. En wanneer Jesus dan nou in Johannes 10 vir ons kom sê, hy is die hek, en dan in die 11de vers van ons kom sê, hy is die goeie herder, moet ons hierdie beeld in ons gedagte hê. En in hierdie gesprek wat Jesus dan nou het met fariseërs, is hy eintlik besig om hulle so bietjie aan te vat. Want die fariseërs, die skrifgeleerdes, die mense wat die dominees was van daardie tyd, het as te ware die geglo en was daarvan oortuig dat hulle die hekwagters was. Dat hulle die mense amper half die koring van die skaf skei, nê? Hierdie mense is waardig om die Here te ken, en hierdie mense is nie waardig om die Here te ken nie. Wanneer hy kom sê, hy is die hek. En wanneer hy kom sê, wanneer Jesus dit sê, hy is die goeie herder, kom sê hy vir die fariseërs, maar julle werk is nie meer nodig nie. Julle hoef nie meer te oordeel wie goed en wie sleg is nie. Julle hoef nie meer te sê wie is waardig en wie is nie waardig nie. Almal is waardig. Almal het voorsiening nodig. Almal, solank hulle die Here ervaar, solank hulle deur die hek stap, ontvang die genade van God, wat bewerkstellig is deur sy opstanding. Maar jy sien, soms is ons in die kerk die mense wat dink ons moet die hekkie oophou en toemaak. Ons moet sê wie is waardig om hulle voete in ons kerk te sit en wie is nie waardig om hulle voete in ons kerk te sit nie. En dit is nie wat Jesus ons kom leer nie. Jesus kom sê, almal is waardig. Of jy nou wit, swart, bruin, pink, pers, blou, man, vrou, jonk of oud is, almal is waardig. Almal kan hulle voete in die kerk sit. Almal kan saam met God 'n pad stap. Die hek staan oop. Die vraag is jy die een wat dit toemaak? Of is jy die een wat ander gaan haal en kom sê, wees welkom, wees tuis in die huis van die Here?
As jy hou van hierdie video's, hulle gaan nou natuurlik vir die res van die tweede kwartaal gaan hulle nou weer terug wees. So asseblief kyk gerus. As jy van hou, like dit, comment. As daar iets is interessant is wat ek gesê het, maar nou weer moet verduidelik. As jy 'n tuiste soek, 'n geestelike tuiste, kom. Elke liewe Sondag, ons hekke staan waawyd oop om 9:00. Ek hoop om jou in lewende lywe te sien. Tot ons mekaar weer sien. Totsiens.